Goeienaand broers en susters. Ek hoop u het 'n goeie week gehad en dat u baie seëning ontvang het by kampvergadering as u daarso was, en ek hoop u kon inskakel en van die goed luister wat hulle uitgesaai het, sodat u ook 'n seën kon ontvang. Voor ons begin vanaand, kom ons bid saam. Onse Vader, ons wêreld is die mekaar en ons weet nie hoe dit gaan eindig nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, en ons weet die enigste baken wat ons het, is u woord. Die enigste ding wat rots wat vasstaan, wat nooit sal vergaan nie, is u liefde en u genade. En ons kan op u vertrou, maak nie saak wat gebeur nie. Help ons om hierdie moeilike tye te navigeer, sodat ons op die regte pad sal bly, en dat ons kan reg wees en gereed wees wanneer u binnekort op die wolke kom. Dankie dat ons op u kan vertrou, in Jesus se naam. Amen. My titel vanaand is: Daar is net chaos in ons wêreld, gaan jy uitgeskit word. Ons almal weet die wêreld is deur mekaar. Ons kerk word geskit tot in sy fondamente. Mense bevraagteken alles. Hulle bevraagteken die werklikheid, hulle self, hulle kerk en hulle geloof. En dan kom ons by die vraag van, wat moet ons glo? Wie moet ons glo? En is daar 'n oplossing vir hierdie probleem? As ons kyk na Jesaja 5 vers 20, dan sê dit die volgende: Wee hulle wat kwaad goed noem en goed sleg, wat duisternis lig maak en lig duisternis, wat bitter versoet stel en soet verbitter. Ongelukkig of gelukkig, die enigste persoon wat ek kan vertrou om u die waarheid te vertel, is die Bybel met inspraak van die Heilige Gees. En u sal self moet gaan studeer. Jy kan nie iemand anders vertrou nie, selfs as jy iemand anders se navorsing gebruik, moet jy dit self weer nagaan. Moenie ander net glo nie, hulle sal jou mislei. Romeine 14 vers 3, 4 en 5 gee vir ons die volgende voorbeelde wat sê, jy moenie iemand anders veroordeel nie, want wat nie soos jy dink, of glo soos wat jy glo nie, want die Here het hom aangeneem. Wie is ek, in vers 4, om byvoorbeeld iemand anders aan te spreek, en te sê, maar jy's verkeerd? Hy moet rekenskap gee aan sy eie Heer, en dit is nie ek of jy nie. Elkeen van ons het 'n Here, en ons gaan rekenskap moet gee, elkeen self, voor die Here, oor wat ons gesê het, wat ons gedoen het, en wat ons geglo het. Ons kan nie daardie tyd gaan en sê, maar die en daai persoon het gesê, ek moet dit glo nie, en ek het hulle geglo nie. Ek moet self gaan kyk. Dit gaan tyd en inspanning kort, dat ons self gaan kyk. Vers 5 van Romeine 14 sê vir ons, jy moet volgens jou eie oortuiging leef. Niemand mag sy sienswyse op jou afdwing, of namens jou besluit, of jy leef volgens die Heilige Gees se oortuiging nie. Jy moet in jou hart oortuig wees, dit is die regte ding. As iets jou pla, as daar 'n vraagteken oor enige iets is, gaan kyk self. Gaan kyk self. Vat Bybelteks vir Bybelteks. Ons het die konkordansies. Lees dit in die konteks. Lees dit die verse voor en die verse na dit, sodat jy die konteks kry, sodat dit nie uit verband uit geruk word nie. En moet niemand anders glo nie. Hulle sal jou mislei. Maak nie saak wie dit is nie, want almal van ons het voete van klei. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê vir ons, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. As jy wil weet of 'n riglyne wil hê hoe om die Bybel te bestudeer, gaan kyk bietjie wat sê William Miller. Hy het 13 reëls saamgestel en dit sal jou regtig rigting gee oor hoe jy moet studeer en wat om by mekaar te sit. En as jy dit net gaan Google,
Google Miller's Rules of Bible Interpretation, dan sal daai 13 reëls opkom, en jy kan dit aflaai, en jy kan dit gaan bestudeer, en dit gebruik as 'n riglyn. Broers en susters, ons leef in moeilike tye. Ons gaan vasstaan, of ons gaan uitgeskit word, en daai keuse lê by elkeen van ons. Gaan ons ander mense glo, of gaan ons vir onsself bestudeer wat die waarheid is, en laat die Heilige Gees met ons praat, en ons oortuig in ons eie harte, wat dit is wat ons moet glo. Hou vas aan die waarheid. Die Here sal u lei as u opreg is, soos wat hy vir William Miller gelei het, soos hy baie ander mense gelei het, om die waarheid te ontdek en dit aan te neem. Maak jy hart oop vir die invulling van die Heilige Gees, en u sal staande bly in hierdie eindtyd, in hierdie skudding, en u sal anderkant sal u uitkom en u sal gereed wees om die Here te ontmoet. Hou vas, bly vertrou op die Here. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons kan nie op ons eie insig staat maak nie. Ons is baie maal verward, ons weet nie watter rigting ons moet gaan nie, ons weet nie wie ons moet glo nie. Maar u sal altyd vir ons die rigting aandui, want u is met ons. Dis die enigste ding wat vasstaan, dat u liefde is en dat u ons altyd sal lei. Asseblief, staan ons by, en laat ons nie mislei word deur ander mense nie, maar dat ons u woord altyd eerste sal stel. Dankie dat u ons op u kan vertrou, in Jesus se naam alleen. Amen. Loop die pad saam met Jesus, en u sal nooit teleurgesteld wees nie. Totsiens.